Ja, goeiemôre aan elkeen, geliefdes van die Here, ons liefdevolle Vader in wie se naam ons vanoggend saamkom. Terwille van sy eer baie welkom. Dis my vertroue en my opregte hoop dat hierdie vir julle elkeen vanoggend 'n baie besonderse erediens sal wees. Dat julle sal 'n tasbare belewenis hê hoe die Here naby ons kom en dat hy in ons midde werk, dat hy met ons praat deur sy woord en gees, dat hy ons opbou. Ek het so gebid vanoggend dat diegene van julle wat bemoedig moet word, werklik vanoggend bemoedig sal wees. En die wat uitgedaag moet word, dat julle ook uitgedaag sal word met die waarheid van die Here. En dat julle verkoop sal word voor die aangesig van hom wie ons aanbid. Kom ons nader die genadetroon van die Here in gebed, gemeente. Hemelse Vader, wat 'n voorreg, 'n hoogtepunt van ons elkeen se week, om saam te kom, so aan die begin van elke nuwe week, voor die aangesig, as u kerk, u bruid, u eiendomsvolk, u koninklike priesterdom, u uitverkore geslag, Here, om saam in Christus Jesus, as diegene wat bekleed is met sy geregtigheid, toegereken aan ons, wat gereinig gewas is deur sy bloed, om voor u te verskyn met vrymoedigheid, om te weet daar is geen veroordeling van u kant af na ons toe nie. Here, dat daar volkome versoening en vrede tussen ons en u is, in Christus Jesus. En Here, dat u ook neerbuk na ons toe. Ons bring die lof van ons harte na u toe, want u kom dit toe. U alleen, u wat lofwaardig is, van ewigheid af tot in alle ewigheid. Here, mag ons aanbidding vanoggend vir u behaag. Stel ons in staat deur die Gees, dat dit vanuit opregte harte sal kom, Here, in gees en waarheid, en werk in ons, terwille van u eer. Here, ons bid vir ons gemeente, en ek wil baie besonders vanoggend vra, dat u nie sal toelaat, dat ons in ons individuele kapasiteit as individuele gelowiges, of in ons korporatiewe kapasiteit as 'n gemeente, dat ons hopeloos word, weens ons belewenis in hierdie wêreld nie. Here, help ons om in elke situasie die oë van geloof op te slaan, as dit ware bo oor ons omstandighede te kyk. En u raak te sien, Here, u wat die leidsman en voleinder van ons geloof is. U wat die bron van hulp en hoop in ons lewe is, en dat ons hoop in u sal vind. En dat dit ons sal versterk om die volgende regte treukie te gee, met die informasie wat ons het, terwille van u eer. Here, hou ons hoopvol en help ons om te leef, Here, in die lig van die hoop wat u vir ons in Christus Jesus gegee het. Here, dat hierdie lewe tydelik is, en dat daar vir ons wag, weens Christus se verlossingswerk, 'n ewige lewe, 'n ewige erfenis in u heerlike teenwoordigheid, in 'n verheerlikte toestand en wêreld, en dat daai hoop ons ook van dag tot dag sal pantser in ons gemoedere, om hoopvol te lewe as 'n mense van hoop, en dat dit ook 'n getuienis sal wees in 'n hopelose wêreld. Here, ons dink aan ons amptdraers, ons is so dankbaar vir die manne en dame wat u aan ons gegee het, wat ons so selfloos bedien. Hou hulle trou aan u, en werk in hulle, werk deur hulle, terwille van die bou van u kerk. Ons dankie vir elke lidmaat wat u bygevoeg het, oor die jare, wat deel is van ons kerkfamilie. Ons dink aan diegene in die bulletin, wie se name genoem word, Elna en Doreen en Paul, Henriette, Jacobus, Ansia, Mike en Marijn, Hendrikus, Ferdi, Omsaki, Tina, Erns en al die ander name wat hier is, en soveel ander in ons midde, Here, wie se name nie hier verskyn nie, maar wat deur beproewinge gaan, wat hartseer beleef, en nie net dit nie, maar wat ook vreugde beleef. Ons dankie vir dit, vir hulle elkeen, en vra dat u 'n God van nabyheid sal wees, vir elke lidmaat. Dat u self vir hulle sal ontferm as Vader. Here, dat u self vir hulle sal bystaan op hulle lewenspad, in hierdie seisoen van hulle lewe. Ons dink aan diegene wat verjaar, aan die Chrissy, aan Jacobus, aan Iman en Saartjie, seën hulle op hulle spesiale dag. Ons
Ons dink aan die bedienings van ons gemeente. Ag Here, dankie vir elke bediening waar binne ons die voorreg het om hegte verhoudings te bou, om onsself te verdiep in U waarheid en mekaar te disipel in daardie waarheid. Ons wil baie spesifiek vir die selgroepe bid wat by mekaar kom weer hierdie week, dat U elke een van hulle wat by mekaar kom sal sien, dat U in hulle midde sal wees en vir hulle 'n bewustheid sal gee van U werking in hulle midde. Ons dink aan die sendelinge wie ons ondersteun en vandag en in die week wat kom wil ons baie spesifiek dink aan oom Dennis en tannie Rietie Woest, daar in die Langkloof. Ag Here, hou U hand oor hulle. Ook in hulle ou dag, maak hulle steeds vrugbaar vir die evangelie, Here, en dat hulle vrug sal sien, Here, op hulle bediening daar in die Langkloof. Asseblief, voorsien in hulle behoeftes en beskerm hulle. Ons dink aan die Sola 5 assosiasie van kerke waar binne ons affilieer. Seën elke gemeente. Here, brei die gemeentes uit ter wille van die koninkryk se groei. Ons dink baie spesifiek aan Trinity Baptist Church in Mbokota Village, dat U daar ook sal werk. Dat U die kerk getrou sal hou aan U daar, getrou aan U woord, dat U woord akkuraat sal bedien en uitleef ter wille van U eer, sodat U hoofskap daar mag realiseer. Ons bid vir die redding van siele deur hulle bediening. En Here, dat die groot opdrag van disipelmaking werklik in die praktyk voete sal kry daar. Ons bid vir ons eie land, soos U ons aanmoedig, vir Suid-Afrika. Here, ons president, parlement, vir die publieke, private sektors, vir elke aspek van ons land. Here, dat U sal ingryp, polities, ekonomies, sosiaal, op elke vlak, ter wille van U eer, en dat U ons so in staat sal stel as U kerk in Suid-Afrika om 'n godvrugtige lewe te leef, onder stabiele leierskap. Ons bid vir die redding van amptenare. Asseblief, Here, mag U ook die reddende genade skenk aan hulle. Ons bid ook vir herlewing in Suid-Afrika, Here, dat U sal werk onder U ware kerke, diegene wat nog aan die suiwer evangelie vashou, vir wie die woord, Here, nog die hoogste bron van gesag en waarheid is vanaf God. En Here, dat herlewing daarvan uit hulle midde sal uitkring, reg oor Suid-Afrika. Ons verlang daarna, Here. Ons bid nie net vir ons land nie, maar ook vir die wêreld, spesifiek vir Indië. Vandag en in die week wat kom, Here, dat U asseblief daar, in daai land met soveel godsdienste sal onderneem, veral waar Hindoeïsme hoogtyd vier. Here, dat U siele sal red, dat die verkiesingsresultate bemoedigend sal wees, en dat die nuwe regering die regte van alle Indiërs sal beskerm, insluitend die Christene daar, asseblief, Here. Ons bid ook vir die gelowiges wat hulle lewens herbou na die onlangse geweld van 2023 in Manipur spesifiek. En Here, die beskerming vir kerkleiers wat onder die anti-bekeringswetgewing valslik beskuldig word. Ag Here, onderneem in Indië ter wille van U eer. Vir ons vanoggend, Here, ons voel onsself so bevoorreg dat ons onsself in U hande kan plaas. Onderneem tydens ons erediens. Laat U wil geskied nou. Heilig U self in ons midde en verkoop ons in ons tyd van aanbidding. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes van ons liefdevolle hemelse Vader, maak asseblief julle Bybels oop by 1 Korintiërs hoofstuk 13, verse 4 tot 7. Ek het besluit, onder leiding van die Heilige Gees, om vandag bietjie af te wyk van die reeks deur Maleagi wat ons tans doen en aan hierdie teks aandag te gee vanoggend. 1 Korintiërs 13 verse 4 tot 7. En die tema wat ek met julle wil behandel vanuit hierdie besonderse gedeelte is goddelike liefde in aksie. Goddelike liefde in aksie. Soos meeste van julle weet, hierdie is die hoofstuk oor liefde in die Bybel. Ek kan dalk begin deur te sê wat so hartseer en tragies is dat die wêreld het 'n verdraaide persepsie van liefde. Soos wat ons omgaan met ongelowiges in die wêreld, besef ons dit. En die wêreld se begrip van liefde kan baie keer eerder gedefinieer word as 'n gevoel van infatuasie, as hoe die Bybel dit definieer, naamlik as 'n
selflose, selfopofferende wilsbesluit, 'n wilsdaad. En hierdie verkeerde, verdraaide persepsie oor liefde word in die wêreld gepropageer deur Hollywood en deur verskillende vorms van bemarking en oor sosiale media. Soos julle weet, ons word konstant daarmee gekonfronteer. Dit was nou weer so met Valentynsdag onlangs. Dit was net so bietjie meer as 'n maand terug gevier. En weer eens was ons gekonfronteer met die wêreldse verstaan van wat liefde is. Die gevaar natuurlik vir ons as Christene is, as ons onkundig is omtrent wat die skrifte vir ons leer oor liefde, dan bestaan die moontlikheid dat ons dalk opgesweep kan raak of beïnvloed kan raak met die wêreldse verdraaide persepsie oor liefde. Dat ons begin dink oor liefde soos die wêreld oor liefde dink en reageer daarop. En daarom so belangrik, en wil ek so graag vandag behandel vanuit die woord van die Here, hierdie teksgedeelte, God se beskrywing van hoe liefde lyk. Nou ja, wat konteks aanbetref, gemeente, verbeel jou 'n kerk, 'n plaaslike gemeente, waar daar faksies bestaan oor lering, waar daar 'n bekleierery is oor leraars. Sommige is vir Apollos, sommige is vir Cephas, sommige is vir Paulus. Verbeel jou 'n gemeente waar daar konstante stryery is oor rolle en gesag in die gemeente, waar daar onmin is oor immoraliteit in die geleedere van die gemeente, waar daar hofsaake is tussen gemeentelede, waar daar wederstrewigheid is in huwelike en oor die huwelik, waar daar 'n minagting is van mekaar se swakhede en se gewetens, waar mekaar nie in ag geneem word nie, selfs by die nagmaalviering. 'n Gemeente waar daar bekleierery is oor belangrikheid, elkeen wil belangriker as die volgende een wees. 'n Gemeente waar daar 'n algemene strydlustigheid is oor die fundamentele aspekte van die geloof. Ons sal vir mekaar sê dat so 'n gemeente word gekenmerk nie deur liefde nie, maar deur liefdeloosheid, nie waar nie? En dit bring oneer aan die Here. Wel, as jy deur 1 Korintiërs gaan lees, gaan jy sien al die dinge wat ek nou genoem het, was waar in hierdie plaaslike gemeente in Korinte. Hierdie liefdeloosheid het hierdie kerk, wat eintlik maar 'n jong kerk was, waar daar nie ouderlinge was wat leiding geneem het nie. Hierdie liefdeloosheid het hierdie jong kerk, hierdie onvolwasse kerk gekenmerk en hulle het God onteer deur hulle liefdeloosheid teenoor mekaar. En daarom het die Here dit goed gedink in sy alwysheid om deur die inspirasie van die Heilige Gees hierdie hoofstuk in hierdie boek in te sluit. Die hoofstuk oor liefde, om die Korintiër gelowiges te bestraf vir hulle liefdeloosheid teenoor mekaar in die gemeente. En om hulle te vermaan tot liefde. 'n Godsoortige liefde in die praktyk, om mekaar lief te hê soos God liefhet. Want gemeente, ons dien 'n God van liefde. Dis nie net dat God lief het nie, ons God is in sy natuur, in sy wese is hy liefde. Dis onder andere wat 1 Johannes 4 vers 8 vir ons sê. Wie nie lief het nie, het God nog nie leer ken nie. Want God is liefde. En die Here verwag dat ons, sy kerk, ons aan wie hy deur wedergeboorte en die inwoning van die Heilige Gees die goddelike natuur meegedeel het, hy verwag dat ons toenemend sy liefde ook sal reflekteer in hoe ons optree teenoor mense, ons medemens, buite die kerk, maar veral binne die kerk, hoe ons teenoor mekaar in die plaaslike gemeente optree. So kom Jesus in Johannes 13 vers 34 gesê het, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê as sy disippels, soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. En die apostel Petrus het daai dag bygestaan toe Jesus dit gesê het. En hy herinner die vroeë kerke
daaraan in 1 Petrus 1 vers 22. Wanneer hy sê, omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Dit is die wil van die Here. En wanneer ons mekaar so lief het, met so 'n innige liefde, deur die Gees geïnspireer, 'n liefde wat kom vanuit rein en opregte harte, dan sal ons God se natuur van liefde reflekteer. En die wêreld wat toe kyk van buite af sal weet, Antipas gereformeerde baptiste gemeente is die disippels van Jesus Christus. Die vraag is natuurlik, hoe lyk so 'n liefde in die praktyk? Nou die Here gee vir ons in ons teksgedeelte 14 kenmerke van goddelike liefde. En ek gaan probeer vanoggend 'n kort asem wees. Ek gaan net vinnig vlugtig raak aan hierdie 14 kenmerke, dit in 'n sin of 2 verduidelik. 14 kenmerke oor goddelike liefde, sodat ons kan groei in ons verstaan van en in ons uitleef van liefde in ons geleedere en weier. So met dit gesê, kom ek lees vir ons 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4 tot 7. En dan sal ek bid vir die Here se hulp. Die woord van die Here sê vir ons, liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers of afgunstig nie. Liefde spog nie. Is nie grootpraterig nie. Die liefde is nie verwaand of hoogmoedig nie. Liefde tree nie onbehoorlik, onwelvoeglik op nie. Liefde jaag nie eie belang na nie. Die liefde is ook nie lig geraak nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie, baie belangrik. Die liefde is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verduur alles. En hoe mooi, die liefde faal nooit nie. Net tot sover uit die woord van die Here, kom ons bid vir die Here se hulp, soos wat ons hierdie teks van nader af bestudeer. Hemelse Vader, ons nader U in Christus met nederigheid, ons is so opgewonde, dankbaar dat ons U woord het om in ons eie taal te bestudeer, en vra Here dat U asseblief sal naby kom, dat U woord sal oopbreek vir ons as dit ware, dat die Gees wat dit geïnspireer het, dit sal inbrand op ons harte, vir ons 'n diepe begrip sal gee oor hoe goddelike liefde in aksie lyk. En Here, dat dit nie net vir ons teoretiese kopkennis sal wees nie, maar dat ons sal agslaan en dat ons sal getransformeer word deur die aanhoor van U woord. En dat ons ook, Here, deur die instaatstelling van die Gees so 'n goddelike liefde sal uitleef, primêr in ons midde, maar ook weier. Here, kom, besoek ons en doen U wil in ons harte vanmôre. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, liefde soos God dit in sy woord vir ons definieer is geduldig. Heel eerstens, dit is geduldig. Dit word nie maklik afgesit deur ander, met ander woorde nie. Dit gee nie op met ander nie. Al is die versoeking daar. Selfs wanneer 'n persoon sleg behandel word, is liefde geduldig. Die liefde is lankmoedig, soos die ou Afrikaans dit gestel het. Dis 'n baie mooi beskrywende woord. Lankmoedig beteken hy hou lank uit, hy hou lank aan. Hy besit 'n onbeperkte kapasiteit om uitdagende individue en ongewenste behandeling vanaf mense te verduur met selfbeheersing. Dit is wat geduld is. Liefde is geduldig, dit hou uit, dit hou aan terwille van die eer van die Here. Tweedens, liefde gee om. Gemeente, liefde reageer nie in vergelding met skadelike gedrag en skadelike spraak nie. Eerder
Die liefde is vriendelik, soos die ou Afrikaanse vertaling dit stel. Die liefde fokus nie op myself nie, dit fokus uit op ander en ontferm hom oor ander, dit gee om, dit stig ander deur opbouende gedrag en opbouende spraak. Die ingesteldheid van liefde wat omgee kan beskryf word as goed en bemoedigend. Liefde is genadig en barmhartig. Dis empatiek en simpatiek met mense in hulle omstandighede. Dis vrygewig en vreugdevol, dis toeganklik en behulpsaam. Dis ontvanklik en openhartig, selfs teenoor die wat jou sleg behandel. Die liefde gee om, soos God omgee. Derdens, gemeente, die liefde is nie jaloers nie. Dit begeer nie die besittings, dit begeer nie die suksesse en prestasies, die gawes, die vermoëns van ander nie. Is nie ontevrede as God ander seën op materiële vlak en as God ander seën op geestelike vlak nie. Eerder, die liefde is bly saam met ander as God hulle seën. Die liefde gun vir ander die seën van die Here. Is nie jaloers nie. Vierdens, gemeente, die liefde spog nie. Die liefde praat en prys nie homself oortollig deur allerlei vorms van spoggery en grootpraterigheid nie. Ek meen, liefde erken dat alles wat ek is, alles wat ek het ek vanuit genade vanaf God ontvang. Daar is niks te spog in myself nie. Inteendeel, liefde praat baie oor God wat so genadig is, wat deur sy voorsienigheid my gemaak het wie ek is, vir my geskenk het wat ek het. En die liefde praat oor ander, dit prys ander vir die goeie in hulle wat God bewerk, vir hulle Godvreesendheid. Die liefde spog nie, dis nie grootpraterig oor myself nie. Vyftens, die liefde is nie verwaand nie. Die liefde dink nie ek is beter as ander nie. Dit is nie neerhalend teenoor ander nie. Dit verhef nie jouself ten koste van ander op 'n hoogmoedige, 'n verwaande, op 'n opgeblaase wyse en verwag dat ander skuld my iets of verwag dat ander moet my bedien nie. Dis verwaand. Die liefde is nie so nie, eerder die liefde is nederig, die liefde is beskeie, dis arm van gees om Jesus se woorde te gebruik. Die liefde het 'n realistiese opinie oor self. Die liefde is gereed om ander te bedien in die praktyk, is nie verwaand nie. Sestens, gemeente, die liefde tree nie onbehoorlik op nie. Dit wil sê, dit tree nie teenoor ander op 'n oneerbare, op 'n disrespekvolle of 'n onaanvaarbare wyse nie. Wyse wat in teenstelling is met die aanvaarbare norm van ordentlikheid nie. Die liefde is ordentlik en beleefd met ander. Respekvol, eerbaar. Die liefde behandel ander met ordentlikheid. Dit tree nie onbehoorlik teenoor ander op nie. Sewende, gemeente, die liefde jaag nie eie belang na nie. En hierdie is so eie in ons vlees, nie waar nie. Die sondige natuur wil voortdurend God en ander verplaas en myself verhef, myself aanbid, myself op die voorgrond plaas. Maar liefde, ware goddelike liefde, jaag nie eie belang na nie. Dit is nie selfsugtig nie. Dit dring nie aan om altyd my eie sin te kry nie. Dit het nie die ingesteldheid van my way or the highway nie. Eerder liefde plaas 'n ander se belange bo jou eie belange. Is dit nie wat Paulus vir ons skryf in Filippense 2 vers 3 en 4 nie? Doen niks uit selfsug of ydelle eer nie. In nederigheid plaas mekaar se belange bo jou eie, en dien mekaar
Dit is wat liefde doen, dit jaag die belange van ander na, vir hulle beswil, vir hulle voordeel, dis wat liefde doen. En is dit nie wat Jesus vir ons kom modelleer het op aarde nie? Het hy ooit eie belang nagejaag? Sy lewe was een wat uitgegiet was ter wille van die eer van God en die voordeel van ander. Ons is nou halfpad met die 14 kenmerke. As die van julle is wat die sweet wil afvee, bietjie opstaan en bene rek, julle is so welkom. Hierdie is baie uitdagend. Ja, ek was so toe ek weer hierna gekyk het, uitgedaag in myself en besef hoe ver kort ek val aan hierdie dinge. Maar prys die Here dat hy met ons op die pad van heiligmaking werk. Dat hierdie die dinge is wat hy in ons wil inbou, dat ons mekaar mag lief hê in die praktyk soos hy lief het. Ons het nou gesien dat goddelike liefde in aksie is geduldig. Dit gee werklik om en is vriendelik met ander. Dit is nie jaloers of afgunstig op ander nie. Dit spog nie met self nie, is nie grootpraterig nie. Dit is nie verwaand of hoogmoedig nie, maar nederig en beskeie. Dit tree nie onbehoorlik op nie, maar met respek en agting en eerbaarheid teenoor ander. Dit jaag nie eie belang na nie, maar die belang van God, eerstens, en ander. Dan gemeente 8ste. Die liefde is nie lig geraak nie. Met ander woorde, dit neem nie maklik aanstoot nie. Dit word nie gou aangehits tot woede nie. Dit word nie ontsteld oor kleinlikhede nie. Dit is nie geneig tot skielike uitbarstings van een of ander aard nie. As ek die spreekwoorde kan gebruik, die liefde wat nie lig geraak is nie kort van draad nie. Is nie vinnig op sy perdjie nie, julle ken die uitdrukkings. Eerder liefde openbare konsekwente en 'n gematigde humeur. Is nie lig geraak nie, want hy weet dat die woede van die mens bewerk nie geregtigheid voor God nie, soos Jakobus 1 vers 20 vir ons sê. Liefde is nie lig geraak nie. Ook gemeente 9de, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. En hoe is ons nie geneig om dit te doen nie? Die liefde het nie 'n stoorkamer in sy geheue waar 'n rekord gehou word van onreg wat jou aangedoen is in die verlede nie. Dit is nodig dat ons dit hoor. Eerder, wat doen liefde? Die liefde vergewe. Soos God ons in Christus vergewe het God 'n stoorkamer in sy geheue waar hy 'n rekord hou van al ons sondes teen hom, ons rebelsheid teen hom, ons vyandige gesindheid teen hom. Nee. Die Here beloof wanneer hy vergewe, hy gooi ons sondes agter sy rug. Hy trap dit onder sy voet. Hy skei dit van ons so ver soos die ooste is van die weste. Hy gooi dit in die diepste see. 2 maal in die Ou en die Nuwe Testament sê hy, dink nooit weer daaraan nie. En op die laaste oordeelsdag gaan hy ons ook nie daaraan herinner nie. Hy het vergewe. Liefde hou nie boek van die kwaad nie, dit vergewe, dit lê af alle bitterheid en dit beloof om nie verder te top oor wat jy aan my gedoen het nie. Dit beloof om jou nie weer te herinner aan wat jy aan my gedoen het nie. Dit beloof om nie by ander te gaan skinder oor wat jy aan my gedoen het nie. Dit beloof om jou nie te vergeld en terug te kry op een of ander manier vir wat jy aan my gedoen het nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit hanteer ander soos Jesus Christus, selfs diegene wie jou onreg aangedoen het. Dan 10de gemeente, die liefde is nie bly oor onreg nie, maar bly saam met die waarheid. Dit wil sê, liefde is nie bly as ongeregtigheid seevier nie, en die oortreding van God se morele wet aan die orde van die dag is nie, dan is liefde nie bly nie. Eerder, liefde is bly wanneer die waarheid van die evangelie seevier, wanneer sondaars tot inkeer en bekering kom en gered word deur die genade van God en hulle self onderwerp as disippels van Jesus om sy wil in die woord te gehoorsaam, sodat reg en geregtigheid kan seevier. Daarmee is die liefde opgewonde, daarmee is dit bly.
11, die liefde bedek alles. Gemeente, hier moet ek definieer in die lig van die skrifte, onthou die Bybel interpreteer die Bybel. Wat Paulus hier sê is dat liefde ontbloot nie 'n ander se tekortkomings en sondes in die publiek en bring sodoende skaamte oor daai persoon of persone op 'n liefdelose wyse nie. Eerder, wat doen liefde? Dit bedek ander se tekortkomings. Dit bedek ander se sondes voor die publieke oog. Spreuke 17 vers 9, in die ou vertaling sê dit, dat om 'n oortreding oor te sien is 'n eer, 'n nie intentionele oortreding. Die 2020 vertaling vertaal dit baie mooi. Dit sê, hy wat 'n oortreding bedek, jaag liefde na. Petrus, in 1 Petrus 4 vers 8, quoteer daai teks. Hy sê, die liefde bedek 'n menigte sondes. Dis wat liefde doen, maar die liefde vee nie ongeregtigheid en sonde onder die mat in nie. Wat doen liefde? Liefde hanteer ander se sonde soos Jesus ons geleer het. Dit gaan konfronteer, wys tereg in die privaat met die oog om daai persoon terug te win tot bekering, want deur hulle sondes bedroef hulle die gees. Dit veroorsaak 'n skeiding tussen hulle God, dit maak hulle oneffektief in die koninkryk. Dit verydel die eer van die Here, dit besoedel die suiwerheid van sy gemeente en as daar onbekeerde sondes is en daarom terwille van die bedek van sondes gaan ons eers enkel na die persoon toe en konfronteer hom in die privaat. Daarna as die persoon nie wil agslaan nie tot bekering wil kom nie, nog steeds om dit te bedek, gaan daar 2 of 3 saam met die gebed en die hoop dat 'n gesamentlike teregwysing daai persoon tot hulle sinne sal bring, dat hulle tot inkeer kom en tot bekering kom en weer herstel word tot effektiewe diens in die koninkryk. Uiteindelik, wanneer daai persoon volhard en aanhou volhard in onbekeerde sonde, sê Jesus, die liefdevolle ding om te doen, is om hom of haar voor die gemeente te bring, sodat die hele gemeente kan bid, en daai persoon kan arbei met die oog op bekering en herstel tot effektiwiteit in die koninkryk. Matteus 18 vers 15 tot 17. Maar wat Paulus hier sê, is dat liefde bedek allereers. Dis nie haastig om 'n persoon se tekortkominge en sondes uit te hang op die wasgoedlyn vir die publieke oog om te sien nie. Die liefde doen nie dit nie. 12de gemeente, die liefde glo alles. Nou hier moet ek weer definieer. Wat Paulus in gedagte het, is nie 'n naïewe blindheid vir ander se leuns en voorgee nie. Die leuns en voorgee van skurke nie. Eerder, wat Paulus bedoel wanneer hy sê die liefde glo alles, is dat liefde dink en verwag nie altyd die ergste van ander nie. Die liefde is nie onnodig, agterdogtig en wantrouig oor ander sonder goeie rede nie. Eerder, die liefde het begrip vir die invloed van 'n persoon se omstandighede in sy lewe en op sy optrede. Maak ruimte daarvoor. Liefde gee die voordeel van die twyfel aan die persoon en dit glo die beste oor daai persoon totdat die feite aan die lig kom. Dis wat bedoel word. Die liefde is nie onnodig agterdogtig wantrouig nie, dit glo alles. Dit glo die beste van 'n persoon en gee die voordeel van die twyfel maklik. Nommer 13. Gemeente, die liefde hoop alles. Weereens moet ek definieer hier. Paulus bedoel nie dat die persoon, die gelowige, homself skuldig maak aan 'n onlogiese optimisme wat nie rekening hou met die realiteit nie. Dis nie wat hier in gedagte is nie. Eerder, liefde weier om neerlaag as finaal te aanvaar, want hy het vertroue op sy genadige en gewillige God om deurslag te gee in die situasie, om oorwinning te gee in die situasie, om 'n uitkoms te gee in die situasie, om herstel te bring in die situasie. Daarvoor hoop liefde altyd. Nie 'n onlogiese optimisme wat
nie rekening hou met die realiteit nie, maar 'n hoopvolle vertroue op God se genade en gewilligheid om die uitkoms te gee. En dan nommer 14, die liefde verduur alles. Dit wil sê die liefde gooi nie tou op onder druk wanneer ander jou nodig het om uit te hou ter wille van hulle nie. Die liefde doen nie dit nie. Eerder liefde staan vas met, nie in jou eie krag nie. Ons weet ons kan nie. Die liefde staan vas met die hulp van die Heilige Gees onder druk ter wille van ander se beswil, ter wille van ander se voordeel. Die liefde verduur alles. Dis 'n mondvol gemeente. Paulus het maar net so 'n manier om met 'n ekonomie van woorde ons te oorweldig wanneer die Gees hom inspireer. Laat ek opsom wat ek gesê het. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is nie afgunstig of jaloers nie, die liefde is nie grootpraterig nie. Die liefde is nie hoogmoedig nie, dis nie ongeskik nie, dis nie selfsugtig of liggeraak nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde is nie bly saam met onreg nie, maar saam met die waarheid. Die liefde bedek en glo en hoop en verduur alles. Gemeente, hierdie is die beskrywing van goddelike liefde, van agape liefde, 'n godsoortige liefde in aksie. Ek wil vir julle sê dat ongelowiges in hierdie wêreld het nie die geestelike kapasiteit om so van harte, vanuit 'n rein hart, lief te hê nie. Dit is slegs diegene wat deur bekering van hulle sondes en geloof in die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees inwoon word. Getransformeer is deur sy wederbaringswerk, wat deur die Gees die goddelike natuur deelagtig geword het. Dit is slegs hulle wat die geestelike vermoë ontvang vanaf God om so te kan lief hê soos God lief het. Hierdie liefde is volgens Galasiërs 5 vers 22 die produk of die vrug van die Heilige Gees se werking in die gelowige se lewe. Dis nie iets wat ons uit onsself uit opwek nie. Immers die vlees kan nie so lief hê nie. Dit help nie om jou moue nog verder op te rol, jou tande nog harder te kners, skouer meer stewig aan die wiel te sit nie. Dit is die produk in die lewe van hulle wat wandel in die Gees. Die Gees bewerk hierdie liefde in hulle, en let op in Galasiërs 5 vers 22, dit is die primêre vrug van die Gees, né? Die vrug van die Gees is eerstens liefde en daarna die ander 8 kenmerke. Daarom wil ek julle aanmoedig by wyse van toepassing, steun op die Heilige Gees se instaatstelling in jou strewe om jou medegelowiges, veral jou boeties en sissies van die plaaslike kerk, so lief te hê, maar ook jou medemens in die wêreld wie jy daagliks teekom, lief te hê met hierdie tipe liefde, soos God lief het, en gemeente spoor mekaar ook voortdurend aan tot so liefde, wederwysige liefde vir mekaar wat God behaag, wat mekaar opbou en nie afbreek nie, sodat die wêreld mag weet dat ons is die disippels van ons liefdevolle Here Jesus Christus, vir wie Paulus ook noem op 'n ander plek, die geliefde. Ek gaan nie dat ons 'n slotslied sing vanoggend nie, gemeente. Ek wil vir julle geleentheid gee vir stil gebed. Net daar waar jy is, maak jou hart stil. Wend jou self tot die Here. Dank hom vir sy reddende genade in jou lewe, dat die Gees jou inwoon het en getransformeer het deur wedergeboorte indien jy gered is. Dat hy jou meegedeel het die goddelike natuur. Vra hom om jou te help om toenemend so lief te hê in die praktyk soos God lief het. Dat hierdie 14 kenmerke ook jou liefde sal kenmerk. En om vir jou wysheid te gee,
om te steun op die Gees se instaatstelling tot hierdie dinge en mekaar aan te spoor daartoe. Kom ons vra die Here vir sy hulp. Vader, ons dank U in Christus Jesus se naam, dat U deur die werking van die Heilige Gees ons wederbaar het, ons getransformeer het, en ons die goddelike natuur meegedeel het, sodat ons kan lief hê soos U lief het. Op hierdie manier wat Paulus vir ons verwoord in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Ons is vanoggend uitgedaag, Here, maar tog ook blymoedig om te sien, Here, hoe U ons al oor die jare verander het op die pad van heiligmaking. En hoe ons al tot so groot mate geleer het, Here, om lief te hê soos U ons lief gehad het en steeds lief het. Ons dank U daarvoor en ons wil vra dat U sal voortgaan om in ons te werk en te bewerk. Die vermoë om lief te hê met 'n godsoortige liefde, 'n agape liefde, Here, wat geduldig is, wat omgee, wat nie jaloers is nie, wat nie spog nie, wat nie verwaand is nie, wat nie behoorlik optree nie, wat nie selfsugtig is en eie belang najag nie, wat nie lig geraak is en gou op sy perdjie nie. Here, wat nie boekhou van die kwaad nie, wat nie bly is oor onreg nie, maar bly saam met die waarheid. 'n Liefde wat alles bedek, wat alles glo, wat alles hoop, wat alles verduur. Want ons weet, soos U sê, liefde, die liefde van God, hierdie soort liefde faal nooit nie. Hou aan om te werk in ons harte en midde vandag en deur die loop van die week, soos wat ons teruggaan na hierdie teks toe, soos wat ons daaroor mediteer met 'n oop Bybel in die gees van gebed. En Here, verdiep ons en ons verstaan van dit wat ons vanoggend gehoor het. Verheerlik Uself ook nou, Here, soos wat die seënbede uitgespreek word en tydens ons samesyn na die tyd. Dit vra ons in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek groet julle in die besonderse naam, die verhewe naam, die eie soortige, unieke naam van Jesus Christus, ons God Verlosser, Here en Hoof. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees vandag en in die week wat kom. Gemeente, gaan verheerlik die Here met 'n godsoortige liefde vir hom en mekaar en geniet hom ten volle. Amen.